As paniekaanvalle begin het weke of maande selfs na die egskeiding of na jy uitgevind het van die affair begin het, is hier hoekom dit gebeur. Nou, soveel mense het al vir my gesê, Cornelia, ek verstaan dit nie. Ek het deur die affair gekom. Ek het ook deur die break-up gekom. Ek het alles hanteer. En nou, 6 maande later, begin ek skielik paniekaanvalle kry. Of partykeer sê hulle, dit is nou al 2 jaar later, hoekom gebeur dit nou nog? En ek het alles probeer, maar dit hou net nie op nie. En as dit met jou gebeur, wil ek hê jy moet net vandag een ding hoor, jy is nie besig om mal te word, nie? En dit beteken nie noodwendig dat daar nou iets anders fout is met jou nie. Nou, baie keer maak dit eintlik regtig sin as jy verstaan hoe jou senuistelsel werk. Die moeilikste deel van 'n paniekaanval is dat dit voel asof dit heeltemal uit die bloute uitkom. Jy ry werk toe, jy stap deur die winkels, jy sit en kyk televisie en ewe skielik begin jy voel hoe jou hart begin jaag. Jou bors trek toe, jy voel dalk duiselig, kry nie asem nie en onmiddellik dink jy, wat gaan nou aan? Hoekom nou? Hoekom hier? Daar nou niks gebeur nie. En dit is presies hoekom mense so bang raak vir paniek, want dit voel asof jou liggaam reageer op iets wat jy glad nie eers kan verstaan nie. Maar net omdat jy nie die gevaar kan sien nie, beteken nie dat jou senuweestelsel dink dat daar nie gevaar is nie. So as ons nou teruggaan na die opbreek of die affair of wat ook al gebeur het, nou wanneer jy deur so iets gaan, is jy gewoonlik nie besig om alles emosioneel te verwerk op daardie stadium nie. Jy probeer net funksioneer. Jy staan soggens op, jy gaan werk toe, jy probeer eet, al voel jy nie eers lus daarvoor nie, jy probeer slaap, al slaap jy regtig nie lekker nie, en as jy nog kinders het, moet jy hulle ook nog skool toe, hulle moet kos kry. Jou lewe hou nie op net omdat dit gebeur het nie. Jy's in 'n oorlewingsmodus. En wanneer jou senuistelsel in 'n oorlewingsmodus is sy werk net eenvoudig om jou aan die gang te hou. Met paniek werk ons senuistelsel amper soos 'n rookalarm. Nou, 'n rookalarm het eintlik net een werk om te doen. Hy moet gevaar opspoor. Maar hy weet nie noodwendig wat is die verskil tussen die huis wat besig is om af te brand en jou toast wat gebrand het nie. Hy reageer net op daardie rooksein. En na trauma, na 'n affair, na 'n slegte opbreek, kan jou senuistelsel baie meer sensitief raak. Dit is amper soos wat iemand daardie sensitiwiteit van daai alarm opgestel het. En nou begin hy reageer op goed wat net effens soos die vorige gevaar gevoel het. 'n WhatsApp kennisgewing. Iemand wat vir jou sê, kan ons hieroor praat. Jou maat wat dalk laat by die huis kom. Of om by 'n plek verby te ry waar daar iets gebeur het. Selfs jou eie hart klop net nadat jy geoefen het of trappe geklim het. Jou logiese brein sê vir jou, dis nie gevaarlik nie, maar jou senuistelsel sê, verlede keer toe iets soos hierdie gebeur het ons seer gekry. En dan gaan die alarm af. En dis baie keer al wat 'n paniekaanval is, 'n alarmstelsel wat probeer om jou te beskerm, al is daar nie meer daardie werklike lewensgevaar nie. Maar nou hoekom eers maande later? En dit is wat mense baie verras. Baie mense dink as trauma jou gaan affekteer, gaan dit onmiddellik wees. Maar dit is nie altyd hoe ons senuweestelsel en ons brein werk nie. Partykeer gaan alles eers weer bietjie normaal wees. Die skeisaak word afgehandel, jy dalk verhuis, die verhouding is verby en mense sê dalk vir jou, jy lyk baie beter. Hulle dink dat jy aanbeweeg het, maar hulle sien nie alles nie. En jou liggaam en jou senuistelsel dra nog steeds daardie patrone wat hy in daardie tyd geleer het. En sodra iets hom herinner aan daardie gevaar, gaan die alarm weer af. Nie omdat jy weer fisies in gevaar is nie, maar omdat jou liggaam nog nie geleer het dat daardie spesifieke gevaar alreeds verby is nie. Wat ek wil hê dat jy moet verstaan, is die grootste probleem is baie keer nie eers die paniekaanvalle self nie. Dit is wat daarna gebeur. Want na 'n paar paniekaanvalle begin jy sekere dinge vermy. Jy hou dalk op om lang afstande of sekere spesifieke paaie te ry.
Jy vermy winkelsentrums. Jy hou op oefen omdat jou hart vinniger klop. Jy wil dalk glad nie alleen wees nie en jy begin al hoe meer dinge uit jou lewe uitsny. En elke keer wanneer jy iets vermy, leer jou senuistelsel iets. Hy leer, sien, ons het goed gedoen, ons het dit vermy. Dit moes ons gevaarlik gewees het. En hy probeer jou beskerm, maar sonder dat jy dit besef, begin jou eie wêreld al hoe kleiner raak. En nie omdat jy nie dinge kan hanteer nie, of omdat jy besig is om mal te raak nie, maar omdat jou senuistelsel oortuig geraak het dat hierdie dinge vir jou gevaarlik is. En dit is hoekom die mees algemeenste raad om dit net tyd te gee, nie altyd werk nie. En ja, party mense verbeter van self, maar dit kan selfs jare neem. En dit is die deel wat my hartseer maak, want hoe langer daardie patroon aanhou, hoe meer begin mense hulle lewe aanpas rondom hulle paniek. Hulle hou op bestuur, of hulle hou op oefen, of hulle hou op uit te gaan. Hulle begin eers dink, ek vermy net hierdie een ding. Maar oor tyd raak dit 2 dinge, en dan 5, en dan 10. En voordat hulle kan kry, is dit nie eers meer die break-up wat hulle lewe beheer nie. Dit is daai paniek wat hulle ervaar. En baie mense bly vasgevang in hierdie siklus, totdat jou senuistelsel leer dat hy nie meer op daardie manier hoef te reageer nie. Nog iets wat ek baie hoor is, ek weet hoekom ek paniekaanvalle kry. Ek het dalk al met iemand daaroor gepraat, so nou moet dit mos ophou. En ek wens dit was altyd net so eenvoudig. Nou, om te verstaan wat aangaan, is ongelooflik belangrik. Dis die eerste stap. Want wanneer iets sin begin maak, raak dit gewoonlik minder vreesaanjaend vir jou. Maar begrip alleen verander nie noodwendig hoe jou senuistelsel reageer nie. Dit is soos om fiets te ry. Jy kan al die boeke lees oor balans, weet hoe dit werk, maar totdat jou liggaam dit self leer, gaan jy nie sommer net kan fietsry nie. Nou, jou senuistelsel werk presies op dieselfde manier. Hy het deur ervaring geleer hoe om jou te beskerm. En hy leer ook deur nuwe ervarings dat dit weer veilig is. En dit is hoekom die werk wat ek doen nie net daaroor gaan om vir mense kopkennis te gee, om te verstaan hoekom dit gebeur nie, maar dit gaan daaroor om jou brein en jou liggaam nuwe ervarings van veiligheid te gee. Om daardie deel van jou brein te leer dat dit wat gebeur het in die verlede is, sodat hy kan ophou reageer asof daardie gebeurtenis nog tans besig is om plaas te vind. Sodat daardie alarm kan begin afskakel. En dit is waar die regte verandering eintlik begin gebeur. So as jou paniekaanvalle eers maande of jare na 'n break-up, 'n affair of enige ander traumatiese gebeurtenis begin het, moenie dadelik dink dat daar fout is nie. Jou senuistelsel doen eintlik net presies waarvoor hy ontwerp is. Maar ons is gemaak om te kan verander, om te kan aanpas. En wat jou senuistelsel geleer het, kan hy weer afleer, kan hy weer verander, en daardie alarm kan weer stil raak. Die vrees kan sy greep in jou lewe verloor, en jou lewe kan weer begin groter raak, eerder as net kleiner. En as dit jy is, laat my weet in die kommentaar, wanneer het jou paniek begin? Was dit tydens die verhouding of eers daarna? En as jy reg is om aan daardie dieper werklike probleem te werk en nie net wil verstaan wat aangaan nie, dan is jy op die regte plek. Dis presies waarmee ek my kliënte mee help.